groet julle weer op hierdie 9de April 2026 met Johannes 20 vers 19. Daardie Sondag aand was die disippels by mekaar. En alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Het is baie duidelik dat daar geensins vrede en rustigheid by Jesus' disippels was, daardie betrokke Sondag aand nie. Na die gebeure van die afgelope naweek of so, is hulle verward, bang en onseker. Hulle leier, die een op wie hulle hoop geplaas het, en wie hulle gevolg het, die een wie hulle gedink het, die lang verwagte Messias sou wees, is nie meer daar nie. Hy is vervolg, is veroordeel, gekruisig en begrawe. En soos ons in ons spreektaal sou sê, daar sit hulle nou met die gebakte pere. Hulle is ook nou die teken as gevolg van hulle assosiasie met Jesus. Hulle is bang en hulle kruip weg agter geslote deure. En dis juis waar Jesus vir hulle opdaag. Binne, agter hulle geslote deure, waar hy tussen hulle kom staan. Soos by die heilende Maria, soos ons gister gesien het, daag hy op toe hulle vreesbevange was, in hulle situasie van nood. Want dit is waar Jesus wil wees, tussen hulle, met hulle, daar waar hulle eksistensiële nood so aan die lyf voel. Vir Maria en haar seer het hy met deernis gevra, mevrou, hoekom huil jy? Vir sy beangste disippels sê hy die woorde wat hulle die graagste wil hoor en op daardie stadium die nodigste het. Vrede vir julle. En dan herhaal hy dit ook vir 'n tweede keer. Vrede vir julle. En hy herhaal dit omdat dit so nodig is, dat hulle dit goed moet hoor en goed moet verstaan. Dit is nie net maar 'n niks seggende shalom groet, soos wat die gebruik was as mense mekaar gegroet het nie. Dit is 'n toesegging, 'n troos, 'n bevestiging dat hy, wat die vredemaker is, aan hulle vrede kan gee. Dit is immers waarvoor hy gekom het. Dis immers waarvoor hy gesterf en opgestaan het, om innerlike kalmte, sielsvrede, rustigheid, harmonie en vrede met God te bring. Ek glo, ons kan dit ook weer van toepassing maak op onsself vandag en ons eie omstandighede. In ons vredelose wêreld met al sy haat, al die oorlog, onvrede, afguns, maar ook in onsself, wat so blootgestel is aan die onvrede in ons wêreld, in ons eie bang wees, ons eie pyn en ons eie onvrede, dat die opgestane Jesus ook vir ons opdaag soos vir sy eerste disippels, tussen ons kom staan, by myself kom staan, my troostend omhels en persoonlik met baie deernis kom sê, vrede vir julle, my vrede vir jou. Dona nobis pacem. Here, gee ons vrede. Jesus, u wat die angs en verskrikking van die dood oorwin het, gee my u vrede. Gee dit nou. Amen.